Kinders, wie ken hierdie liedjie? Die borrel liedjie. Het julle al gesien wat gebeur as jy 'n botteltjie koeldrank met gas in, so skit, nee? Kan jy hom dan oopmaak? Wat gebeur as jy hom oopmaak? Hy explode. Nee, en is oral, nee. Wat wil jy by sê? Sissies in die geloof kan wees en dat God vir ons lief het en dat hy by ons is. Kom ons sing hierdie liedjie en ons dink aan dit waarvoor ons bly is. Dit borrel in my want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my. Dit borrel in my. So groot, red my van die dood. Jesus het my lief. Dit borrel alweer en ek kan dit nie keer. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sonde skuld. Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my. Dit borrel in my. Die laaste liedjie wat ons nou gaan saam sing, sê, weet jy nie, jy's 'n tempel. Nou wonder ek, wie van julle vir my kan sê, wat is 'n tempel? Wie gaan vir my vinnig kan sê? Gaan jy vir my kan sê, wat is 'n tempel? Iemand anders gaan ons help, ek seker. Wat is 'n tempel? Dis waar mense die Here loof en prys. En ons dink nou in die Ou Testament, daar so die Israeliete heen gegaan, want hulle het gesê, daar is die Here, daar kan ons met hom gaan praat, daar kan hy met ons praat. Nou partykeer dan ons in ons gedagtes nog dat die kerkgebou 'n tempel is en dat die Here net hier is en daar buite is die Here nie heeltemal soos wat hy is nie. Dis nie baie waar nie. Want ons kom lees daar, dan sê Paulus vir ons, dat ons, elkeen van ons, met die Here se kinders is 'n tempel. En die Here bly binne ons. Dis hoe naby die Here aan elkeen van ons is. Ons weet jy nie, jy's 'n tempel. 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 Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ja, ek weet, ek's
weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ja, ek weet, ek's 'n tempel. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Dankie, julle mag sit. Oeps. Ja, maar dit is lekker om soveel hande te hê wat bereid is om te help. Dankie julle. Ek sit hier so, dan kan ek julle almal sien. Voor ons saam lees, nee, wat dink julle gaan ons doen? Wie wil raai? Wat raai jy? Ons gaan saam bid. Jy's doodreg. Ons maak toe ons oë en ons bid saam. Here, U gee baie groot waarskuwing in die skrif, wanneer U sê, wat beter is vir die een, om met hom te gebeur, eerder as wat hy enigeen van die kleintjies wat in U glo, afvallig maak. Vader, dis met 'n groot verantwoordelikheidsbesef, wat elkeen van ons volwassenes dan hier sit vanoggend, en ons kyk na hierdie oomblik wat ons het saam met die kinders. En dit hou ook 'n spieël vir ons op oor ons eie lewens, en dit laat vir ons dink aan hoe ons lewens leef. En dan is dit ook ons bede dat U asseblief vir ons sal lei deur die Heilige Gees, om ons lewens in 'n goeie voorbeeld vir die kinders te leef. Here, en U woorde wat U in die Bybel skryf en wat U vir ons gee, is nie te moeilik om te verstaan nie. Want U sê selfs kinders kan dit verstaan. U het die boodskap, die goeie nuus, die evangelie, so gegee dat selfs kinders dit kan begryp en daarin kan deel hê. En daarvoor loof ons U. En ons sê vir U dankie. Aan U liefde is daar geen einde nie. U liefde hou nooit op nie. Mag dan alles wat ons nou dink, en alles wat ons nou sê, vir U bly maak, en mag U daarvan hou. Amen. Julle, ons lees vanoggend 'n Psalm. Nou 'n Psalm sal julle onthou, wat is die Psalms? Die Psalms is ons nou eintlik 'n klomp liedjies, né? Het julle geweet die Psalms is eintlik 'n klomp liedjies? Het julle dit geweet? Ek dink julle het dit almal geweet. Die Psalms is 'n klomp liedjies wat geskryf is, waarmee mense die Here geloof en geprys het, en wat ons vandag nog kan lees, en wat ons help om die Here te loof en te prys, en om die Here beter te leer ken. Maar vanoggend gaan ek nou vra, julle moet my help. En as ek nou sê, julle moet my help, dan sit nou nie net julle wat hier voor is nie, ek weet julle sal my help. Ek is nie bekommerd oor julle nie. Maar die klomp groot mense, ek weet nie of hulle gaan help nie. Dink julle hulle gaan help? Hoekom dink julle die groot mense gaan help nie? Toe maar, ek weet ook nie altyd of die groot mense gaan help met sulke goed nie. Maar ek dink ons maak nou staat op almal om te help, wanneer ons nou vanoggend hierdie teksgedeelte lees.
Die stuk wat ons gaan lees is Psalm 136. Nou dit is bedoel om as 'n beurtsang. Ek dink die slim woord is 'n antifonie, gesing te word. Dit beteken daar is basies 2 kore of ten minste 'n voorsanger en dan 'n koor wat antwoord. Nou, julle gaan nou vir my moet help. En ek vra nou dit vir die groot mense ook, to lead by example please. Ek weet nie of dit hier gaan werk nie. Ek en my vrou het altyd Engels met mekaar gepraat as ons nie wou hê die kinders mekaar moet verstaan nie. So, ek gaan maar so nou en dan Engels praat, nou moet die groot mense luister. Maar die Psalm bestaan uit 4 hoofgedeeltes. En elke keer wanneer daar 'n reeltjie gesê word, dan klink dit so: loof die Here want hy is baie goed. Sy liefde hou nooit op nie. OK, het julle dit gehoor? Sy liefde hou nooit op nie. As jy nie die woorde kan onthou nie, daar is dit op die skerm. Sy liefde hou nooit op nie. So wanneer ons nou hierdie teksgedeelte lees, dan gaan ek die reeltjie lees en dan gaan ek so tap hier op hierdie simbaal hier langs my of hi-hat. Dan gaan ek nou hierso tap op hom. En dan moet almal saam sê: sy liefde hou nooit op nie. Ons moet kyk of dit werk. Ons gaan dit nou getoets. As ek nou vir julle sê, en julle kinders moet nou mooi luister, as julle die ding hoor: sy liefde hou nooit op nie. Kom ons oefen gou. Ek staan altyd verstom. Kom ons hoor nou hoe klink die groot mense. Dink julle ons moet hoor of hulle dit gaan regkry? OK. Hoeveel punte sal julle vir hulle gee? 1000 punte. Sjoe. Die kinders is vrygewig. Maar dit is hoekom ons mekaar gaan help. Ons gaan dit saam sê, asseblief, moenie vervaag nie. En dink oor wat ons nou sê, sy liefde hou nooit op nie. Nou, die 4 hoofgedeeltes handel oor God is baie groot. Hy het alles gemaak. Nou, sê ons sal daar kom. Die tweede gedeelte van vers 10 tot vers 16 sê hy het die Israeliete uit Egipte gered. Daar sê hy het die Israeliete laat wen teen hulle vyande. Die Here sorg vir die Israeliete, maar hy sorg ook vir almal. Dis pragtig, dis soos musiek. En dis mos wat die psalms is, nê? Kyk julle. So sy liefde hou nooit op nie. Weergalm nou elke keer as 'n antwoord op wat gesê word. So die ou wat die psalm geskryf het, hy sê ietsie en dan sê ons sy liefde hou nooit op nie. En elke keer wanneer hy ietsie sê, teken hy 'n prentjie in ons gedagtes. Want hy herinner ons aan iets. Maar kom ons lees die stuk. Ek lees vir ons uit die boodskapvertaling bloot ter wille van die eenvoud van die taal wat gebruik word. Vir die van julle wat die 83 vertaling dalk beter sal onthou, aan sy liefde is daar geen einde nie. Nee, dis vir die oorsprong of wat die 83 vertaling sê. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Kyk julle, ons lees saam Psalm 136. En julle moet nou luister, julle moet nou lekker saamwerk. Ek maak staat op julle. Julle moenie moeg raak nie. Hoekom moet ons nie moeg raak om te sê sy liefde hou nooit op nie? Want dit hou nooit op nie. Ons kan nie moeg raak vir God se liefde nie. So, kom ons kyk, hoe gaan dit? Kyk. Psalm 136. Loof die Here, want hy is baie goed. Loof God wat hoog bo al die gode uittroon.
Loof hom wat baie sterker is as al die magtiges hier op aarde. Die Here het groot wonders gedoen, hy alleen. Hy het die heelal met soveel wysheid gemaak. Hy het die aarde bo oor die oseane uitgesprei. Hy het die hemelruim verlig. Die son hou wag oor die dag. Ek sal slaan, dis reg. Ons lees weer, die son hou wag oor die dag. Die maan en sterre hou wag oor die nag. Al die oudste seuns in Egipte het hy met die dood getref. Hy het Israel daar tussen hulle gaan uithaal. Hy het Israel met groot krag tot binne in sy hand opgetel. Hy het die Rietsee in 2 geskeur. Hy het Israel kurkdroog daardeur laat stap. Maar hy het die Farao en sy leer in die see laat verdrink. Hy het sy volk deur die woestyn gelei. Die Here het magtige konings links en regs verslaan. Beroemde heersers is voor hom weggevee. Hy het koning Sion van die Amoriete verslaan. Ek wil net gou iets wil gou sê koning Sion. Koning Og van Basan, die ou was groot geweest. Wie is die grootste mens wat julle al gesien het? Aan wie julle kan dink? Ja? Wie is die grootste mens wat jy al gesien het? Jy. Jesus. Jy's doodreg. Jesus is groter as almal. Dis doodreg. Maar as jy nou moet dink, wie is die grootste rugby speler wat jy al gesien het? Ons hoor by die groot mense. Wie is die grootste ou wat jy al in jou lewe gesien het? Eben Etzebeth. Het ek nou koning Og was 2 keer so lank soos Eben Etzebeth gewees. Hy was 4 meter, 4.05 meter hoog en hy was so 1.8 meter, so lank soos wat ek is, so was hy breed. Hy was 'n groot ou gewees. En die Israeliete, die Here het vir hulle laat wen teen hom. So dit is hoekom ons sê sy liefde hou nie op nie. Kom ons lees verder. Hy het koning Og van Basan verslaan, gewen. Hulle grond het hy aan sy dienskneg Israel present gegee. Die Here het aan ons gedink toe ons swaar gekry het. Hy het ons kom red uit die hand van ons vyande. En hierso moet ons almal nou baie lekker hard saam sê. Hy sorg vir almal. Hy laat ons leef. Sy liefde hou nooit op nie. Loof God. Hy wat in die hemel bly. Sy liefde hou nooit op nie. Daar's ook net soveel voorbereiding wat kan ingaan in 'n kinderdiens. Die res is onbepland en spontaan. Kom ek hoor gou by julle. Wie van julle het al iets vergeet? Wie het al iets vergeet? Ja? Wat so goed het julle al vergeet? Kom ons hoor, wat het julle al vergeet? Want jy het al baie vergeet sê, maar wat het jy vergeet al? Wie van julle het al julle boeke by die skool of by die huis vergeet? Aha. Wat vergeet julle nog? Vergeet jy om jou basieskos te gee? Ooh.
Vergeet jy om te gaan slaap as jou ma sê jy moet gaan slaap? Dis 'n erge ding om te vergeet, ja. Ons hoor gou, wat vergeet julle? Vergeet jou boeke by die skool. Ja, dis 'n beter probleem om te hê as wat jy hulle by die huis vergeet. Vergeet jou pennesakkie by die skool. Jou kosblik en jou baadjies by die skool. Het sy iets vergeet wat sy by jou geleen het? Lastig. Het jy vergeet om jou hond kos te gee? Nou, hier's van hierdie goeders wat belangrik is wat 'n mens moet onthou, né? Nou, weet julle wat partykeer glo dit of nie? Vergeet mense van God. Mense vergeet partykeer van God. Jy kan dit amper nie dink nie, maar mense vergeet van God partykeer as dit baie goed gaan. Dan vergeet hulle die Here nodig. Dan vergeet hulle van God. Hulle vergeet om te bid, hulle vergeet om Bybel te lees, hulle vergeet om te kyk hoe hulle leef, hulle vergeet om met God te praat. Maar dan vergeet mense partykeer ook weer as dit sleg gaan, dan vergeet mense van God. Ek gaan nou vir julle 'n kansie gee, hoor. Net jou arm te moeg maak nie. Ek gaan nou vir julle 'n kansie gee, julle kan my eers laat sak. Partykeer en vergeet mense van God as dit sleg gaan ook. Want hulle sê, maar ons vra die Here, ons vra vir die Here om te help, maar ons wil nie doen wat die Here sê ons moet doen nie. Mense wil nie gehoorsaam wees aan God nie. Partykeer sit ons selfs in die kerkgebou, dan vergeet ons hoekom ons hier is, nê? Ek wonder, wie van julle weet hoeveel stene is hierso? Want ek weet vir 'n feit, hier's mense wat al stene gesit en tel het, in 'n erediens. En uit die groot mense wat lag, weet ek dis waar. Nee. Weet jy hoeveel stene hier is? Dink jy, het jy al getel? Hoeveel? Ontelbaar, nee, ek dink hulle kan getel word. Kom ons... 35 stene. Ek dink jy's naby vir daai onderste ry. Julle, ons vergeet partykeer hoekom ons hier in die erediens ook is. Nou, gelukkig, as jy nou 'n bietjie mooi kyk, né? Kan julle daai skerm gou vir my doof laat ek kan beweeg hier sonder om iemand te verblind met my bles. Kyk gou 'n bietjie hier julle. Hier's 'n klomp goed wat ons help om aan die Here te dink terwyl ons hier sit. As ons partykeer vergeet hoekom ons hier is in 'n erediens. Kyk gou hierso. Wat is hierdie? Dis die kruis, né? Die kruis laat ons dink aan Jesus, dat Jesus vir ons gekruisig is, né? En alles wat daarmee saamgaan. Ons sien daarbo, sien julle daai steentjie staan so 'n bietjie uit. Ja? Dit is die lamp wat in die tempel gestaan het, né? Sien julle daar so 7 van hulle, ons kry daai beeld van daai lampe kry ons ook in Openbaring met die 7 lampe, nê? Ons kyk sommer hierdie kant, sien julle die vensters? Sien julle die kruis, nê? Sien julle die rooi wat ons herinner aan Jesus se bloed? Sien julle die geel en die goud wat ons herinner aan God se heiligheid, Jesus se koningskap? Daardie kant dieselfde. Daarbo het ons weer die 3 kruise. Kyk die ligte is mooi helder. En as jy nou hierso staan of agter die kolomme sit aan daai kant, dan sien jy nou die 2 kolomme wat Paulus gebruik die beeld van die apostels en die profete waarop die evangelie ook wat hulle verkondig het. Herinner jy aan die Ou en die Nuwe Testament? Hier's 'n klomp goed wat ons aan God herinner terwyl ons hier sit. Goed wat ons kan sien, nê? En dan kan ons sommer vinnig as jou gedagtes 'n bietjie gedwaal het, in plaas van om die stene te tel, dan kan jy eerder kyk na die goed wat hierso is. Hierso sien ons ook spreek Here. Sê, Here, ons wil hê, U moet asseblief met ons praat. En hierdie rots wat hierso is, hierdie is 'n regte heel stuk rots wat hier is, wat sê maar,
ons weet God se woord is op die rots gevestig. Dit gaan nêrens heen nie, dis vas, dis seker, dis waar. Om weer te sê, hier's 'n klomp goed wat ons aan God herinner terwyl ons hier in die erediens sit. So as jy dalk vergeet, kyk 'n bietjie rond na die goed en dink daaraan wat hierdie goed vir ons mee help om ons aan God te herinner. Nou, dis alles goed wat ons kan sien, nê? Nou, die Psalm help ons op dieselfde manier. Die Psalm help ons om van God te onthou. En hy begin by goed wat ons kan sien. Hy begin by die skepping. Met die hemel, met die sterre en die maan. Wie van julle het die maansverduistering gekyk nou die dag? Toe die maan so rooi. Ja. Is er maar wow, hè? En dan wil 'n mens, as mens dit so sien, nê? Jy kyk daar na die maan, dan wil jy eintlik sê, wag, ons probeer weer. As ons die maan sien en dit is so pragtig en ons dink daaraan dat God dit gemaak het, dan wil ons in ons hart sê, nee. Ons sien die see, en alles wat so groot is en pragtig is en mooi is wat ons kan beleef. Nee, goed wat ons kan sien. Maar die Psalm help ons nie net met goed wat ons kan sien nie. Hy praat ook oor stories, goed wat gebeur het, verhale. Stories van Israel en hoe God hulle uit Egipte uitgelei het. Onthou julle die Israeliete was slawe, hulle het swaar gekry, het moeilik gegaan onder die farao. Hulle het hulle baie sleg behandel, het moeilik gegaan en God het hulle bevry. En ons dink vandag daaraan, dat God ons uit ons sonde bestaan kom red het. God het ons kom red, soos wat hy die Israeliete gered het, het hy ons gered, vir ons die ewige lewe gegee. En dit maak dat ons kan sê, sy liefde hou nooit op nie, nee. God het vir Israel selfs deur moeilike tye gehelp. En hy help vir ons ook deur moeilike tye. Elke een van ons. En ons moet terugdink daaraan. En ons self herinner. Hoekom moet ons herinner? Weet julle wat beteken herinner? Dit is om weer aan iets te dink wat jy vergeet het. Of aan iets te dink sodat jy dit nie vergeet nie. Ons moet dink aan daai kere hoe ons gebid het en vir die Here gevra het vir iets en hoe hy dit vir ons gegee het. Hoe hy ons gehelp het deur moeilike tye. Hoe hy ons weer bly gemaak het na ons hartseer was. Laastens het hy ons, help hy ons elke dag. Hy sorg vir ons, hy laat ons lewe. Waar kom die kos vandaan wat ons eet? Van Jesus af, dis die baie mooi sonnaskool antwoord. Jy's reg. Maar hoe kom ons daarby uit? Want mamma het dan daai kos hierso by die winkel gekoop. God maak die kos. Ja, hoe maak hy dit? Het hy 'n fabriek? Hy het dit gemaak met sy krag. Waar kom hy, kom ons praat oor wortels. Waar kom die wortels vandaan? Van plante af. En hoe groei plante? Met water? Water en sonskyn, nou waar kom dit vandaan? Ja, Jesus gee al daai goed wat nodig is. En ons vergeet dit so maklik, want in ons tyd vandag, en stap ons by die winkel in en ons haal enige iets wat ons wil, haal ons net daar af. En dan vergeet ons dat dit God is wat vir ons daai goed gee. Papa of mamma swipe of tap hulle kaart, nee, daai kaart is 'n lekker ding, want hy's net so, dan het jy dit, nee. Is dit daai kaart wat die goed vir ons gee? Nee. God sorg vir pappa en vir mamma vir 'n werk, en God sorg vir die boer en vir die mense wat die kos maak, sodat daai kos op ons tafels kan kom. En dan weet ons, omdat God vir ons sorg, kan ons sê, aha, nee. Julle, ek gaan nou afsluit.
Maar ek wil gou met die groot mense praat. Julle moet net gou 'n sekonde vat. Want vir die groot mense wil ek vir julle sê dat ons nie moet miskyk watter verantwoordelikheid ons in kinders se lewens het om hulle te herinner aan goed hê. Dat ons nie moet miskyk dat ons hulle moet help onthou en hulle moet help leer dat God se liefde nooit ophou nie. Dis ons verantwoordelikheid. En kyk mooi, hierdie oogies, draai gou om julle, kyk daar vir die mense. Kyk daar vir die mense. Hierdie oogies hou vir ieder en elkeen van ons fyn dop. As dit jou ongemaklik laat, dan is dit goed. As jy nie kinders van jou eie het nie, ek kan vir jou sê, jy het 'n invloed op ander mense se kinders, wetend of onwetend. Vir ons word die volgende woorde uit Deuteronomium 6 voorgehou. En hierdie is die woorde wat eerstens aan Israel en die Israeliete gegee is, na hulle uit Egipte uit weg is. Israel, onthou altyd dat die Here en net die Here alleen ons God is. Jy moet die Here jou God met alles binne in jou, ja, met jou hele wese lief hê. Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat. Of jy nou in jou huis is, of jy op pad is, of jy 'n bietjie gaan lê of weer opstaan. Jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas en bind dit styf aan jou voorkop. Skryf dit op jou huis se deurkosyne en op die groot hekke van die stad. Wanneer jou kinders jou eendag vra, hoekom het die Here ons God julle al hierdie wette gegee en hoekom moet ons dit gehoorsaam? Moet julle sê, ons was in Egipte waar ons baie swaar gekry het, maar die Here het ons met sy groot krag daar kom wegvat. Met ons eie oë het ons die verskriklike dinge gesien wat die Here met die Farao en sy weermag gedoen het, soos ons nou gelees het in die Psalm. Hy het ons uit Egipte gaan haal en ons tot binne in die land gebring wat hy aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Toe het die Here ons beveel om hom lief te hê en te doen wat hy vra. As ons dit doen, sal dit met ons goed gaan en as ons bly lewe. Hier is die oproep wat vir ons as volwassenes daar gestel word. Nou wil ek weer met julle gesels, julle kan vir my kyk. Ek wil vir julle nou 'n geheim vertel vanoggend. Ons groot mense vergeet ook baie keer goed. Ons vergeet ook goed. En dan praat ons nie net van goed soos ons skoene bære of iets by die werk vergeet nie. Ons vergeet baie keer daarvan dat God se liefde nie ophou nie. Partykeer lyk ons groot mense se probleme vir ons baie groot. Groter as God se liefde. En julle moet ons tog help om te onthou dat God se liefde nooit ophou nie. Julle moet julle pappas en mammas herinner daaraan. So, as jy sien jou pappa of jou mamma lyk bekommerd of hartseer, dan gaan jy na hulle toe en sê jy, nee, nie net as hulle hartseer is nie, maar ook as jy bly is, as jy iets lekkers gedoen het. As mamma daai roomys vir jou gekoop het, of pappa daai roomys vir jou gekoop. Aha. En ook as julle saam gaan kamp, of julle is daar in die veld, en julle sien die pragtige natuur, en julle kyk die mooi diere, en julle kyk die plante, of julle sien die mooi blomme, dan moet julle ons help onthou, want ons groot mense vergeet dit verskriklik maklik. Dan moet julle sê, dan wil ek vir julle almal sê, laat ons nie vergeet, dat ons nie
die belangrike ding vergeet wat ons vanoggend gehoor het nie. Liefde hou nooit op nie. Kom ons maak toe ons oë. Here, ons is jammer dat ons baie keer vergeet. Maar dankie dat ons herinner kan word deur goed wat ons kan sien dat u liefde nooit ophou nie. Dankie dat ons herinner word uit ons verlede uit goed wat u vir ons gedoen het. Uit goed wat u vir ander mense gedoen het. En uit die Bybel uit dat ons kan lees van daardie verhale dat u liefde nooit ophou nie. Here, u is regtig baie groot. En ons loof u en ons prys u daarvoor. Dankie ook dat die kinders ons kan help om te onthou dat u liefde nooit ophou nie. Mag ons voorbeeld vir hulle ook daarvan getuig. In u naam bid ons dit alleen. Amen. Julle, daar's nou kans vir die kollekte, maar ons gaan 'n liedjie ook sing. Ons gaan sing, kyk hoe daar die voeltjies vlieg, né? En julle sal hoor, ons onthou dan